Dan kan almal sit. Ek het genoeg gesê nog een lied. Ek wil nog sing. Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend op 'n baie spesiale dag en spesifiek welkom vanoggend aan ons eregaste wat hier voorsit, waar julle vanoggend 'n baie besondere geloofstap neem om julle geloof hardop hier in die gemeente te kom bely en julle self aan ons Here Jesus te verbind en ook so aan die gemeente. Mag vanoggend vir julle 'n heerlike geleentheid wees, wat julle die res van julle lewe na toe kan terugkyk en kan weet die Here is getrou. Geniet dit. En dan so ook sê ons baie welkom vir julle familie en vriende wat vanoggend hier by ons is, om saam met ons te kuier, om 'n getuie te wees van wat vanoggend ook hier gebeur, sodat julle ook soos wat julle alreeds tot en met vandag toe, ook die res van hierdie jong mense se lewens, hulle kan bystaan en vir hulle mentors kan wees en hulle verder op die geloofspad kan help. Mag julle ook vanoggend heerlik saam met ons kuier en regtig lekker saam met ons geniet. So natuurlik ook welkom aan almal anders ook wat vanoggend hier is as gelowige, om in die Here se teenwoordigheid te wees, om saam die nagmaal te kan gebruik en te kan weet vanoggend weer, die Here Jesus is goed en hy het alles volbring, alles wat ons nodig het. Ek wil vanoggend jou vir 'n oomblik weer herinner aan daardie goedheid van ons Here Jesus. Ons lees in Johannes 3 vers 16 en 17 van die bekendste verse in die Bybel en tog verse wat mens telke male weer na toe kan teruggaan. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Mag jy vanoggend weer ook opnuut in dankbaarheid teenoor die Here sê, dankie dat U my gered het. Kom ons word 'n oomblik stil en ek gaan vir jou geleentheid gee om in gebed ook tot die Here te nader. Here Jesus, ons dank U vir 'n wonderlike dag. Here, ons dank U vanoggend spesifiek ook omdat ons terugdink aan die dag 'n paar duisend jaar terug wat U Gees vir ons gestuur het. Here, U wat die belofte waar gemaak het. U wat nou by ons en binne in ons is. En Here, vanoggend wanneer ons so as gelowiges in U teenwoordigheid bymekaar is, kom ons in dankbaarheid om U te loof en te prys, Here. Mag U vanoggend seën, mag U deur die Gees weer opnuut elkeen van ons aanraak, Here, sodat ons sal weet U is goed. Amen. Ek wil julle uitnooi om saam te staan en ons gaan die Here loof en prys deur 2 lofliedere. Vlam 21, in die hemel is die Heer, dit is 'n baie bekende lied wat lekker sing, is 'n belydenislied, waar ons kom sê, ons erken Jesus Christus as die een wat alle heerskappy in die heelal het. En dan daarmee saam, Vlam 34, daarom sal ons sing. Kom ons doen dit dan ook, kom ons staan en ons loof en prys die Here.
Julle kan maar sit. Ons spasie is vanoggend bietjie min, so ek gaan sommer net hier kom staan en ek sal sorg dat al die kinders kan sien daarom wat in die banke ook sit. Wat is hierdie? Ballonne! Kan almal hulle sien? Mooi so. Nou wil ek by julle hoor, waarvoor is 'n ballon? Wat moet 'n ballon doen? Is 'n ballon daar om opgeblaas te wees? En wat doen ons dan met hom? Vir partytjies, ons sien dan, dit is lekker en is mooi, en wie hou daarvan om 'n ballon te slaan? Ja, dis baie lekker, nee. Ons hou daarvan, selfs die volwassenes, julle moet nou nie maak asof julle nie ook nog gedoen nie. Nee, as daar 'n ballon is, jy kan nie die versoeking teenstaan nie. As hy op die vloer is, dan skop jy hom net so in die lug en dan wil jy hom so 'n paar keer. Nee, ek weet. Ons almal hou daarvan. Nou wil ek by julle hoor, so is hierdie ballonne reg? Nee, want wat kort? Hulle kort lig binne hulle. Anders is hulle nie eintlik 'n ballon nie, nê? Want ons kan nie met hierdie ballon speel nie. En eintlik daai mense wat daar ver agter sit, behalwe die wat baie goeie oë het, kan hom nie eers eintlik sien nie. Nê? So hy moet opgeblaas wees. Wie kan my help om hulle gou op te blaas? OK. Julle moet mooi blaas, OK? Mooi groot, hardop blaas. O, kyk hoe goed is julle. O, daai een is te styf, lyk dit my. OK, kyk, jy gaan hulp kry. Waar sy blaas, moet net nie te rooi raak nie, maar blaas. Is hy moeilik? Daar sê ek dink daai is groot genoeg. Hou hom toe. Ek wil hom nou gou knyp. OK. Daar sê daai een kom, hy kom. Daai is eintlik al amper groot genoeg. Gee hom nog so 2 blaasies en dan is hy eintlik reg. Perfek. OK, daai gaan werk. Dankie. Nee, toe my sal nie breek nie. Hy's reg. Hy's perfek. OK. Nou wil ek vir julle ietsie vertel. Iets wat baie lank terug gebeur het wat die Here gedoen het. Hy het geweet ons is so bietjie soos 'n ballon, ons as mense. Is dit snaaks? Maar ons is 'n bietjie soos 'n ballon wat nie opgeblaas is nie. En toe maak hy 'n plan. Hy stuur die Heilige Gees. En hy het gesê die Heilige Gees is soos wind, soos asem, wat ons kom opblaas, laat ons ook soos ballonne is. En wanneer die Heilige Gees in ons kom, dan word ons ook eintlik eers wat ons moet wees. Want 'n papballon beteken mos nie eintlik iets nie. Nee. Dis eers as hy opgeblaas is, nou is die ballon reg, nee. Ja, en net so is dit met ons. As die Heilige Gees in ons inkom, dan raak ons soos 'n opgeblaaste ballon. Dan kan ons doen wat die Here wil doen, want dan is ons ook soos ballonne wat wys ons is vrolik en hier's 'n partytjie, want ons is bly oor Jesus, oor die Here, en dan kan ons wees wat ons moet wees. Gaan julle dit onthou? Ja. Mooi so. En ek hoop dit kan dalk die volwassenes ook so ietsie van die Gees vanoggend leer. Julle is baie welkom om te gaan na die kinderkerk toe. En dankie dat julle hier by ons was. Wil julle die ballonne saamvat? OK, maar julle mag nie heeltyd met hulle speel nie, né? Jy daai opgeblaas. OK, maar julle moet deel ook, né? Speel mooi met mekaar. Dankie julle. Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Tessalonisense 5, vers 14 tot en met 24. Julle is baie welkom om daar saam met my oop te maak. Vanoggend se teksgedeelte is uit ons belydenisgroep gekies, spesifiek vir vanoggend. So ek is ook baie opgewonde om hierdie teks saam met julle te lees en so 'n bietjie in besonderhede te kyk na wat die Here vanoggend vir ons daardeur wil sê. 1 Tessalonisense 5
vers 14 tot en met 24. Voor ons gaan saam lees, kom ons word stil en nader tot die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend U woord het, Here. Mag U vanoggend weer hierdie woorde vir ons oopbreek, Here. Mag U dit in ons harte skryf, in ons gedagtes neerpen, Here, sodat ons hier volgens sal lewe. Amen. Ons lees saam 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 14. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou. Ons lees tot en met sover. Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Wat is jou storie? En as ek dit vra, bedoel ek nou nie soos daai ou wat kwaai is en dit lelik bedoel so half met wat is fout met jou, wat is jou storie nie? Glad nie. Wat is jou storie? Wat is jou lewensverhaal? Waaroor is dit waaroor jou lewe gaan? As jy vanoggend 'n autobiografie sou uitgee, hoe sal jou voorblad lyk? En wat sal die titel wees van jou lewe? Waaroor sal jou lewe gaan? Ons is bevoorreg dat ons jong mense vanoggend hier in die eerste bank sit om hulle geloof in die Here Jesus te bely. En hulle kies om vandag deel te word van 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap. En daarom wil ek vir 'n paar oomblikke net op hulle fokus. Maar dit wat ek gaan sê is nog steeds relevant vir enige iemand vandag, maar ek wil net vir 'n paar oomblikke met julle gesels. Julle stories is reeds mooi. Baie mooi. Elkeen uniek, elkeen besonders. Dit was vir my 'n ongelooflike voorreg om vir die afgelope jaar en 'n half amper met julle 'n baie besonderse pad te kon stap. Julle beter te kon leer ken, dit wat die Here in julle lewe geplaas het, julle gawes, julle vermoëns, talente. En daar is ons 'n ongelooflike mooi toekoms vir elkeen van julle. Julle stories is uniek en dit moet ook so wees. Van julle se stories het begin op 'n baie klein jong ouderdom waar julle in 'n gelowige ouerhuis gebore is, gedoop is, in die kerk groot geword het ensovoorts, die Here leer ken het met tyd. Ander het eers later die Here leer ken en vir die kerk lief geword. Maar julle almal is vanoggend hier omdat die Here julle hier gebring het. Omdat hy deel is van julle stories en omdat hy die een is wat julle stories mooi maak. Soos julle weet, is 'n storie gebou uit 'n paar elemente. Mens moet 'n inleiding hê wat kreatief is, wat interessant is, wat mense intrek en maak dat iemand verder wil kyk of wil lees. En dit is reeds in plek in julle lewens. Daarna is daar gewoonlik 'n klomp gebeurtenisse wat die storie verder vertel. Gewoonlik alles in opbou tot 'n klimaks. En nadat die klimaks bereik is, 'n einde.
'n afsluiting, 'n slot, wat die storie eer sal aandoen. Julle staan vandag op 'n baie lekker en interessante plek. Die inleiding van julle storie is sopas voltooi. Julle stories begin eintlik eers vandag. Vir baie lank, en ongelukkig moet ons dit met hartseer erken, was belydenisaflegging vir baie gelowiges die klimaks in hulle geloofsverhaal en vir baie ook die einde. Dit is waar alles eintlik maar gestop het. Die laaste keer wat ons in die kerk gekom het, die laaste keer wat ons moeite gemaak het om in ons geloof te groei. Het was 'n lekker feesviering, maar eintlik 'n afsluiting. Ons het 'n paar skuwe begin maak in ons gemeente en gesê ons wil dit nie meer hê nie, want ons glo vandag is nie julle einde nie. Vandag is net die begin van julle stories. En soos ek reeds gesê het, die inleiding is pragtig, is mooi, maar ek's baie meer opgewonde vir die res van julle verhale, vir dit wat die Here nog in julle lewe wil doen. En daarom wil ek vanoggend 'n tweede vraag vra. Wat gaan jou storie wees? Wat gaan jou storie wees? En ek vra dit vanoggend spesifiek vir hulle, maar ek wil dit vir elkeen van julle vra. Wat gaan jou storie wees? En selfs al is jy dalk al nader op 'n gevorderde ouderdom, nader aan die einde van jou storie, beteken dit nie jou storie is verby nie. Wat gaan jou storie wees? Wat gaan die klimaks wees? Wat gaan dit wees wat jy gaan nalaat? Wat gaan dit wees wat ander gaan inspireer? En daarom wil ek jou ook vanoggend aanmoedig, as ek vir jou die vraag vra, wat gaan jou storie wees? Jou aanmoedig om te sê, maar sorg dat dit 'n mooi, inspirerende storie gaan wees. 'n Storie wat die moeite werd is om vir ander te vertel. 'n Storie wat van Jesus gaan getuig. Mag dit 'n storie wees wat mense uiteindelik in 'n film wil maak. En ek glo dat die Here vir elkeen van julle so 'n storie in gedagte het. En daarom moet ons vanoggend vra, hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg? Ons kan julle nie vanoggend hier wegstuur en uitstuur, as daar nie ook vir julle goeie raad is, wat saam met julle gaan, iets wat julle kan vashou en kan byhou nie. Ons lees vanoggend 1 Tessalonisense 5, wat ongelooflike goeie praktiese raad is op die punt af, oor hoe om te gaan leef, sodat jou lewe die moeite werd is. Sodat jou lewe 'n storie gaan wees wat inspireer. En Paulus skryf hierdie gedeelte, die laaste hoofstuk van hierdie brief, eintlik as 'n laaste paar gedagtes om te inspireer. Maar hy begin eintlik sy argument reeds in hoofstuk 4 vers 1. Ons kan dalk daai skyfie gou op die bord ook kry. En hoor dan, hoe begin hy, ekskuus nie daai ene nie, ons kan verby hom gaan. Hoor dan hoe mooi begin Paulus sy argument oor 'n lewe wat die moeite werd is om te lewe. Ek gee solank eintlik sommer die antwoord weg, dis 'n heilige lewe. 'n Lewe wat die moeite werd is om te leef is 'n heilige lewe, maar hoor hoe mooi verwoord hy dit. Hy sê, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle het die afgelope 12 jaar plus minus, party dalk bietjie korter, ander dalk bietjie langer, het julle geleer wat 'n Christelike lewe behels in ons kategese. Julle was Sondag na Sondag na Sondag hier by die kategese en in die kerk en in die erediens, en julle is by die ouerhuise en by vriende en almal geleer hoe julle moet lewe. So hierdie eerste gedeelte van hierdie vers is direk op julle van toepassing. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Ons glo vandag as gemeente, die kerkraad het dit ook gesê, dat julle genoegsame kennis het oor waaroor dit gaan om in 'n verhouding met God te gaan leef. Hoor dan hoe mooi sê hy dit, julle doen dit ook, julle doen dit alreeds. Julle lewenswyse getuig daarvan. En dit was vir my lekker om julle te kan leer ken en te kon sien hoe julle geloof ook prakties uitbegin leef. Julle doen dit.
Maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Julle storie begin nou eers. Dit het nie geëindig nie. Leer nog meer, fokus nog meer, soek nog meer die Here. Lê julle daarop toe om verder te wil verstaan wat beteken dit om in 'n verhouding met God te leef. Want dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. 'n Storie wat die moeite werd is om te lewe, is 'n heilige lewe. 'n Heilige lewe. En daarom in hierdie laaste 2 hoofstukke van hierdie brief van Paulus, skryf hy dan verder oor broederliefde. Hy vat ons terug na die wet van God toe. Wees vir God lief met jou hele hart, siel, krag en verstand, en wees vir jou naaste lief soos jouself. Hy gee 'n paar ander opdragte, praktiese raad. Wys leegleers tereg, moenie lui wees nie. Werk hard, julle is in matriek. Nee, meeste. Werk hard. Praat mense moed in, help swakkes, wees met almal geduldig, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, beywer jou vir die belange, hoor hoe mooi is dit, van alle medegelowiges en ook alle mense. Maak 'n sinvolle impak in die samelewing, met ander woorde. Sorg dat jou geloof, jou verhouding met die Here uiteindelik weerspieël word teenoor alle mense. Wees altyd bly, glimlag. Geniet die lewe. Dis 'n mooi lewe wat die Here vir julle gegee het. Geniet dit. Wees altyd bly, bid gedurig. Daai bid gedurig is eintlik bid konstant, sonder ophou. Bid. As jy 'n lewe, 'n storie wil hê wat die moeite werd is, 'n heilige lewe, is dit direk gekoppel aan konstante, volhoubare gebed. Wees dankbaar. Sê vandag vir die Here dankie vir die pad wat hy met jou gestap het tot en met hier. Sê vir hom dankie vir alles wat hy vir jou gegee het. Dankie vir alles wat hy al reeds vir jou gedoen het. Wees altyd dankbaar teenoor die Here. Moenie die werk van die Gees teenstaan nie. Ons vier vandag Pinksterfees. Ons herdenk die dag wat die Heilige Gees uitgestort is, sodat hy binne in ons kan kom lewe. 'n Heilige lewe is nie moontlik sonder dit nie. 'n Lewe wat die moeite werd is om te leef, is nie moontlik sonder die Gees se leiding binne in ons nie. So moenie die Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie. Moenie dit wat vanoggend oor julle uitgespreek word minag nie. Moenie dink maar dit is nie moontlik nie. Moenie dink maar my storie, ek's te eenvoudig, ek's te wat ook al nie. Die Here het vir elkeen van julle 'n ongelooflike verhaal in gedagte. Moet dit nie geringskat nie. Toets alles, behou wat goed is, vermy wat sleg is. Goeie raad vir die volgende lewensfase waarbinne julle gaan. Jong mense, eksperimentering. Daar's 'n klomp dinge wat op julle pad gaan kom, uitdagings wat gebring gaan word. Julle gaan uitgedaag word op intellektuele vlakke, op universiteit, met ander idees en filosofieë van die lewe. Toets dit. Behou wat goed is en vermy wat sleg is. Daai vers kan julle maar eintlik uit julle koppe uit gaan leer. Maar al hierdie praktiese dinge wat Paulus kom uitlig, kom dan alles neer op een ding wat ons dan lees in vers 23 en ook 24. In vers 23 lees ons dan, sodat ons deur al hierdie dinge volkome toegewyd sal wees aan God. Waaroor gaan 'n lewe wat die moeite werd is? 'n Lewe wat nie oor myself gaan nie. 'n Lewe wat toegewy is aan God. Want dit is 'n heilige lewe. Dit is 'n lewe wat die moeite werd is. Volkome toegewyd aan God, na gees, siel en liggaam. Met ander woorde alles, nê? Nie net 'n gedeelte van my lewe nie, my hele lewe, my binneste, my buitenste, dit wat ek voel, dit wat ek uitleef, alles toegewyd, volkome
sonder dat ek ietsie terughou. Sonder 1% wat ek nog vir myself eenkant hou, volkome toegewyd aan God. Hoekom? En nou is ons by die einde. Dit waarna toe ons werk. Die klimaks eintlik van elkeen van ons se verhaal. Die slot. Sodat ons onberispelik sal wees wanneer Jesus weerkom. Sodat wanneer Jesus weerkom, ons as gelowiges heilig voor hom sal kan staan en sal sê, Here Jesus, hier is ek, u diensknegt, u kind, ek is baie lief vir u. En hy sal reageer op dieselfde wyse. Hy sal sê, welkom my kind, vir wie ek lief is. En dan eindig Paulus hierdie gedeelte, hierdie gedagtegang, hierdie argument van hom af, met die woorde, hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Ek wil hê julle moet troos vind in hierdie woorde, dat julle storie is nie van jouself afhanklik nie. Nie alleenlik nie in elk geval. Wie doen dit? Wie maak dit moontlik? God. God wat julle geroep het, wat getrou is, hy sal dit doen. En vandag is daar reeds 'n teken daarvan. Julle storie tot en met hier getuig van God, wat elkeen van julle geroep het, vir julle kom sê het, ek is lief vir jou, jy is my kind. Hy wat getrou was, deur reeds die moeilike tye wat julle deur is, om vanoggend hier te kan kom staan en te sê, ek glo in God, ek glo in Jesus, my persoonlike verlosser. En wanneer julle vanoggend dit kom bely, wanneer julle vanoggend hier by die doopvond kom sê, ja Here, ek glo, dan verbind julle julleself vir die eerste keer eintlik aan God. God wat lank terug reeds homself aan julle verbind het. En daarom beloof hy vandag, net soos wat julle gaan beloof om aan hom getrou te lewe, toegewyd, volkome aan hom toegewyd, beloof God vandag om verder die skrywer van jou storie te wees. Hy beloof dat hy jou sal leer hoe om te lewe. Hy beloof dat hy deur sy gees jou sal begelei om in toewyding aan hom te kan leef. Hy beloof dat hy jou storie, en ek wil die Engelse woord hier gebruik, epic gaan maak. Vertrou hom, volg hom, en hy sal dit doen. Want hy wat julle roep, is getrou. En dan, belangrik om dit ook vanoggend te noem, onthou, julle is nie alleen nie. Hier is 'n hele geloofsgemeenskap vanoggend hier teenwoordig. En julle is nie maar net toevallig hier nie, vanoggend is jy hier om 'n getuie te wees, sodat ons as geloofsgemeenskap herinner kan word, dat ons die verantwoordelikheid het, om verder mekaar te kan aanmoedig, bystaan, ondersteun en te help op die geloofspad wat elkeen van ons moet stap. Gaan vandag en sê vir die Here weer, Here, hier is ek. Maak my storie die moeite werd. Maak my storie 'n storie wat getuig van u liefde. Maak my storie 'n storie wat inspireer en gaan leef dit. Elkeen van julle het vir my 'n vers gestuur. 'n Vers wat vir julle kosbaar is. Iets wat getuig van julle storie met God tot en met vandag. En dis 'n vers wat nou op die skerms ook gaan verskyn, soos wat elkeen van hulle vorentoe gaan kom. Hou vas aan daai vers. Ek glo dat die Here daai vers in jou lewe geplant het. Juis as een van die dinge wat reeds vir jou die rigting moet aandui van waaroor jou storie gaan.
Ek wil nou vir ons die formulier vir die openbare geloofsbelijdenis lees. En julle sal hoor dat dit reeds eintlik in die prediking ook teenwoordig was. Die openbare belijdenis van geloof is ingestel om jong mense die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. Dit geld vir elkeen wat reeds gedoop is, maar ook vir julle wat nou gedoop gaan word, want die doop verseker ons dat ons aan God behoort. En dit beteken dat God ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat julle ook in julle harte glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Julle storie begin nou. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente vandag op die volgende vrae te antwoord. Ek gaan dit nou vir ons lees, en dan gaan ek vra dat ek julle een vir een gaan roep. Julle gaan hier by die doopvont kom staan. Julle gaan onthou dat jy reeds gedoop is, of die wat ek nou sal doop, gaan ek doop. En dan gaan julle sê, ja, ek glo. Die vraag waarop julle antwoord, glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof julle om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy vandag dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Salanai, ons gaan by jou begin. Jy kan hier by my kom staan. Dit is 'n voorreg om vanoggend vir Salanai ook te kan doop, as God se verbintenis aan haar, dat sy vanoggend weer sal weet, dat die Here Jesus het vir haar gesterf, en God kom sê, jy is my kind. Salanai de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Jy antwoord op die vraag? Baie, baie geluk, Salanai, hoor. Christel de Jager, jy kan jou hand in die doopvont insit, as 'n herinnering dat jy ook gedoop is as Jesus, en jy antwoord. Wonderlik, baie geluk. Volgende, Delsha de Plooi. Jou hand in die doopvont, jy antwoord, baie geluk, Delsha.
Janie Faber. En jou antwoord. Baie geluk, Janie. Ines. Cute seentjie wat jy was, nê? Nee? Ines, jy antwoord. Baie geluk, Ines, hoor. Chris Marie Lou. Jou antwoord. Baie geluk. Colin Raper. Colin, jy eet nou so bietjie netjies al, nê? Net so bietjie. Colin, jou antwoord. Baie geluk, Colin. Sebastian Rousseau. Sebastian, jou antwoord. Baie geluk. Etienne Skuman. Etienne, jou antwoord. Baie geluk, Etienne. Joa Smit. Joa, jou antwoord. Baie geluk. Andri Spies. Andri, jou antwoord. Baie geluk. En 'n voorreg, Charley, kom staan hier by my. Dis nou toevallig dat die eerste en die laaste vanoggend gedoop word. Charley, soos vir julle elkeen, julle stories is mooi. Bou daarop voort. Charley, jy word vanoggend gedoop as 'n teken dat God homself aan jou kom verbind. Dat hy vir jou sê jy is sy kind en hy is vir jou lief. Jou vers is eintlik pragtig. God is my redder. Ek vertrou op hom. Charley van Wyk, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie geluk, jy kan sit. Ons gaan nou die nagmaal saam gebruik. Ek gaan vra dat die Hakens die tafel vir ons voorberei. En terwyl hulle dit doen, gaan ons 'n lied sing. Die lied is Die Kruis. Dit is 'n ongelooflike kosbare lied. Ons het hom so die afgelope paar maande in die gemeente leer ken. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi. Kom ons staan en dan sing ons hierdie ook as 'n belydenislied saam.
Julle kan maar sit. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Daarom het Paulus gesê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy nadat hy die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Die brood wat ons breek is die liggaam, die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan dat Jesus Christus vir jou gesterf het tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Julle kan saam met my eet. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Jy kan maar drink en dan aansteek. Ons gaan nou die nagmaal bedien, en soos wat jy dit ontvang, is jy welkom om dit te gebruik, na aanleiding van wat jy ook nou weer gehoor het, oor die simboliek van waaroor die nagmaal gaan. Alle besoekers vanoggend is natuurlik ook welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik. As daar enige iemand is wat graag
die beker wil gebruik, vra ek net dat jy asseblief jou hand sal opsteek en haar sal vir jou bring. As daar enigiemand is wat graag die beker wil gebruik, welkom om net jou hand op te steek asseblief. Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die bediening van die brood? Enigiemand wat oorgeslaan is met die bediening van die wyn?
Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank U vir die gemeenskap wat ons deel kan hê aan U liggaam en aan U bloed. Here, ons dank U dat dit vanoggend weer vir ons U liefde teenoor elkeen van ons bevestig. En Here, daarom kom ons ook na U toe. Ons kom vra, Here, lei ons verder deur U Gees, sodat ons U sal verheerlik in al ons doen en late. Amen. Ek wil jou uitnooi om te staan en saam met my hardop ons geloof te bely na aanleiding van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan weer sit. Ons gee 'n geleentheid nou vir die dankoffer om opgeneem te word, so julle kan daarvoor gereed maak. Julle kan net so bly sit. Ons gaan nou gou 'n mooi foto neem. Okay, dankie julle. Terwyl die dankoffer opgeneem word, 'n paar belangrike afkondigings wat ek graag net wil deurgaan. Eerstens, ons bankkollekte vanoggend gaan vir Huis Eikelhof. Dit is 'n kinderhuis daar in Bethlehem waar ons gemeente by betrokke is. So die bankkollekte vanoggend gaan ons skenk aan Huis Eikelhof. Dan het ons môre aand 'n gesamentlike bedieningsvergadering met Kerkenberg gemeente. So ons sien baie uit ook na dit en vra natuurlik soos met al ons vergaderings asseblief voorbidding ook dat ons deur ons besluite ook die Here sal verheerlik. Dan ons klerebank. Daar is asseblief nog tyd tot en met 30 Mei om komberse saam te bring na die erediens toe of ook by die kerkkantoor af te laai. Die komberse gaan aan behoeftiges uitgedeel word, veral nou dat dit in Junie begin koud word. Dan het ons diens van barmhartigheid ete volgende Sondag. So ons nooi almal uit, asseblief kom ondersteun ons diens van barmhartigheid. Dit is R100 per persoon as volwassene en R50 per kind onder die ouderdom van 12 jaar. So asseblief kom ondersteun en kom kuier lekker saam volgende Sondag. Daar is ook vanoggend, ek wil nou net seker maak, Tronel, is dit so? Daar is vanoggend ook curry en rys beskikbaar. So as jy dalk nog nie 'n plan het vir middagete nie, dan is daar voorsiening vir jou gemaak. So daar's curry en rys beskikbaar vanoggend na die erediens by die teedrink, so julle kan net daarso dit dan ook kry. Goed, dit is dan al die afkondigings. Baie dankie. Tronel vra asseblief dat julle as julle uitbeweeg uit die gebou uit, julle net die kelkies sal saamneem en daar's houers geplaas by die voordeur. Ek dink jy sal dalk die kant ook wees wat julle asseblief net die kelkies moet inplaas. Dit maak die opruiming net baie makliker asseblief soos julle uitbeweeg. Ons gaan dan afsluit deur 'n laaste lied saam te sing. Die oorwinningslied. En ek dink nie daar's 'n meer gepaste lied om vanoggend se erediens af te sluit as hierdie lied nie, waar ons ook in die toekoms inkyk oor wat die Here alles nog vir ons gaan doen in sy koningsheerskappy.
Kom ons staan en dan sluit ons af deur die oorwinningslied. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen.